Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is besig met 'n reeks met die tema Stewig geanker. En vanmôre is ons by deel 3. Stewig geanker in die geloof. Ek is Dominee Adrian Swart. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ons gaan 'n paar verse vandag saam lees uit die woord van die Here uit Hebreërs hoofstuk 11. Ons lees vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Hebreërs 11 begin met hierdie baie bekende woorde. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 1. Ons leef in 'n wêreld, geliefdes, waar mense net wil glo wat hulle kan sien. Maar Christene leef anders. Ons geloof rus nie op gevoelens, omstandighede of sigbare bewyse nie. Dit rus op die onveranderlike woord van God. Abraham het God geglo voordat hy die vervulling van die belofte gesien het. Noag het die ark gebou voordat daar ooit 'n druppel reën geval het. Ware geloof, geliefdes, sê, ek vertrou God omdat hy getrou is. Al gebeur daar niks in my lewe wat ek sigbaar kan sien nie, vertrou ek God dat hy sy beloftes in my lewe sal uitvoer. Die Bybel vra dat ons vertroue in Jesus sal plaas en elke dag so sal lewe dat ons hand in sy hand sal bly. Ons geloof moet geanker wees in Jesus Christus. Hy alleen het die volle prys vir ons sondes betaal. Hy alleen het uit die dood uit opgestaan. Hy alleen is ons verlosser. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Wanneer die storms van die lewe kom, is dit nie die sterkte van ons geloof wat ons red nie, maar die sterkte van hom in wie ons glo. 'n Klein geloof in 'n groot verlosser is baie sterker as groot selfvertroue. Is dit ook waar in jou lewe? Die geloof waarmee ons begin, is ook die geloof waarmee ons volhard. Daar sal dae wees wanneer ons moedeloos raak. Daar sal tye wees wanneer ons nie verstaan waarom God sekere dinge toelaat nie. Maar juis dan moet ons anker dieper ingaan. Jesus sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Johannes 16 vers 33. Ons geloof hou nie vas omdat ons sterk is nie. Ons hou vas omdat Christus ons vashou. Jesus Christus los nooit sy kinders nie. In Johannes 10 vers 28 sê Jesus dat ons in sy hande is en niemand kan ons daaruit ruk nie. Wat 'n heerlike troos. Vra jouself vandag af, waarop rus my vertroue? Is my geloof gebou op my gevoelens of op God se beloftes?
Is ek werklik stewig geanker in Jesus Christus my Here, selfs wanneer die storms woed? 'n Skip se anker word nie getoets wanneer die see kalm is nie, maar wanneer die golwe slaan. Net so, geliefdes, word ons geloof nie bewys in gemak of wanneer dit goed gaan nie, maar in moeilike tye. Wanneer jou geloof in Christus geanker is, kan geen storm jou uit sy hand uitruk nie. Daarom, geliefdes, wil ek jou vandag aanmoedig om vas te gryp met 'n gelowige hart aan Jesus Christus ons Here. Hy is ons krag, hy is ons redding, hy gee oorwinning. Mag vandag vir jou 'n baie geseënde dag wees en kom ons gaan lewe tot sy eer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig in hierdie nuwe dag. Ons loof en prys U vir wie U is en vir die voorreg om U kinders te wees. Dankie dat U vir ons die gawe van geloof gee. Wil U gee dat ons met vaste geloof elke dag op U sal vertrou. Help ons om elke dag ons ankers dieper in Christus vas te maak, sodat ons staande kan bly tot U eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie, geliefdes, 'n baie mooi en 'n geseënde dag vir u.